Reg mense, welkom terug hier by die kanaal de Rugby Guru en in vandag se video gaan kyk ons na die voorskou van die Bulle teen Zebre natuurlik op Loftus Versveld. Die Bulle keer terug hierdie week na Loftus vir 'n wedstryd wat op papier baie eenvoudig lyk, maar eintlik 'n baie groter betekenis dra vir die punteleer vir hulle uitspelkans en na Ulster se dramatiese gelykop uitslag teen die Stormers waarin hulle 3 ligapunte opgeraap het Ulster nou natuurlik die Bulle verbygesteek op die punteleer. Die Bulle wat 7de was, val nou terug na 8ste plek, terwyl Ulster opskuif na 7de. Dit plaas die Bulle onder onmiddellike druk. Hulle gaan hierdie wedstryd moet wen om hulle plek terug te neem en te verhoog op die punteleer. Natuurlik die Bulle wat kan al die pad opskuif na hierdie wedstryd tot op 3de plek. Natuurlik nog 'n paar wedstryde wat plaasvind na dit. So ja, 'n belangrike wedstryd in die konteks van hierdie kompetisie vir hulle, want die kompetisie tussen posisie 6 tot 9 is nou uiters styf en elke punt dra gewig. So hierdie wedstryd teen Zebre is dis nie net 'n formaliteit nie, dit is 'n kritieke 80 minute vir die Bulle se uitspeelpad. Maar die dag dra ook 'n emosionele en historiese laag, want Embrose Papier speel in sy 170ste wedstryd vir die Bulle, 'n rekord vir 'n skramskakel by die Bulle en 'n mylpaal wat hom natuurlik verby die legendariese Joos van der Westhuizen plaas. So dit is 'n baie groot oomblik vir Papier, vir die Bulle en vir Loftus en jy kan verwag dat die skare hom 'n spesiale soort waardering gaan gee wanneer hy op die veld gaan draf. Hy's natuurlik op die bank vir vandag se wedstryd, maar dit is die tipiese dag wat 'n span ekstra energie gee en die tipe speler wat al jare lank die blou trui met trots en uithou vermoë gedra het. So op die veld behoort die Bulle hierdie wedstryd te domineer. Die statistieke wys dit duidelik. Die Bulle het 467 punte aangeteken teenoor Zebre se 274, 67-3 teenoor 37 en die Bulle het meer as 7000 meter gehardloop teenoor Zebre se 4600. Hulle breek ook meer verdedigers, maak meer 'n skoon breekslae en het 'n veel groter aanvalpotensiaal as die Zebre span. In die skopafdeling het die Bulle meer skopmeters, meer skopretensies en meer drieë gedruk uit die skoppe, 'n teken van beter taktiese bestuur deur die Bulle span. Die vaste 5 is waarskynlik die grootste verskil tussen hierdie twee spanne. Die Bulle se skram is 'n ongelooflike 96%, waarvan die Bulle net 4 skrams verloor het hierdie hele seisoen, terwyl Zebre op 89% sit en 11 skrams verloor het. Nou die Bulle se skram, weet ons, is net so sterk soos enige van die ander Suid-Afrikaanse spanne op hierdie stadium. Ons oorheers die skrams en die Bulle het ook al 37 skram strafskoppe gewen hierdie seisoen, waar Zebre nog net 10 kon gekry het en ek dink daardie strafskoppe gaan redelik hoër raak vandag. In die lyn staan is die Bulle ook baie sterker as Zebre. Die Bulle het 'n 88% sukses teenoor Zebre se 84%. So dit beteken dat die Bulle behoort die fondament van die wedstryd te beheer en as die Bulle die vaste 5 wen hulle gewoonlik die wedstryd ook. Maar Zebre bring 'n hele paar interessante elemente van hulle eie. Hulle duikslag sukses is beter as die Bulle se, 81% teenoor 77%. En dis miskien een area waar die Bulle hierdie jaar so bietjie in die agterspeen trek. Hulle verdediging wat op 77% staan. So alhoewel hulle baie drieë druk, staan hulle ook baie drieë af. En dit is nogal iets om oor bekommerd te wees. So dit wys dat Zebre gewoond is om onder druk te verdedig. Hulle het ook spelers soos Lekata en Zanen en Gessie wat individuele oomblikke kan skep. So die Bulle gaan moet ligloop en nie net hierdie wedstryd van selfsprekend neem nie, maar wat gewoonlik die probleem van Zebre is nie hulle talent nie, is hulle konsekwentheid. Ons het gesien dat Italiaanse rugby baie verbeter het hierdie afgelope 2 jaar en ongelukkig het dit nie weer speel in die Verenigde Rugby Kampioenskappe nie, met daardie konsekwentheid wat ongelukkig verloor gegaan het vir Zebre en ook vir Benetton hierdie seisoen. So Benetton gee ook minder strafskoppe weg, maar hulle verloor meer lynstane, hulle wen minder omkeerbesit en hulle sukkel ook om momentum te bou. So en ons almal weet Loftus is natuurlik nie die plek waar jy vorm probeer regmaak of herwin nie.
Dan die Bulle se span is sterk gebalanseerd met Kurtley Arendse en Kane Moody wat daai wêreldklas X-faktor bring. Willie Leroux natuurlik op losskakel bestuur die spel met sy ervaring. Andre Pollard vandag op die bank, so dit gaan interessant wees om te sien hoe Willie Leroux die agterlyn gaan wegstuur. Ons het nou al gesien in die laaste paar wedstryde wat Willie van die bank af gekom het en op losskakel gespeel het, het hy baie goed vertoon in daardie posisie. So hooplik is dit 'n geleentheid vir Willie om 'n nuwe posisie te vind as heel agter. Dan Cameron Hanekom natuurlik op agste man is een van die beste jong agste manne in die land. Marcel Coetzee lei die pak met fisiekheid en intensiteit en die kombinasie van Wessels van Staden en Lou behoort die skram te oorheers. Ek moet sê ek is nogal baie beïndruk met Marco van Staden op hakker. In die verlede is ek dalk seker deel van die groep mense wat hom onderskat as 'n flank op internasionale vlak, maar ek moet sê vandat hy die skuif na hakker toe gemaak het, Marco van Staden wat elke week van die bank afkom en skitterende rugby speel vir die Bulle. Maar dan die bank is ook gevaarlik. Natuurlik ouens soos Groblaar, Steenekamp en Klopper bring skramkrag daar in die tweede helfte en ongelukkig kan ek net nie vir Zebra sien domineer in die skrams nie. So dan het ons daar natuurlik nog ouens soos Kobus Wiese wat ook fisiekheid bring en dan natuurlik Andre Pollard daar op die bank wat op die bank ingesluit is. Hy gaan hierdie wedstryd kan afsluit met sy taktiese beheer en akkuraatheid en dan natuurlik Embrose Papier, die man van die oomblik wat van die bank af gaan opkom in sy rekordbrekende wedstryd. So ja, daar's genoeg krag op die bank en in die beginspan vir hierdie Bulle span om hierdie wedstryd met gemak te wen. Hulle is sterk in elke statistiese afdeling behalwe die duikslag sukses. Hulle het meer ervaring, hulle het daar X-faktor, hulle bring 'n beter vaste 5 en hulle speel vir hulle tuiskare waar hulle nie sommer verloor nie. So ek dink Zebra kan dalk vir so 20 minute beklei, maar oor 80 minute bo die Bulle se krag, tempo en diepte net eenvoudig te veel te wees vir hierdie Zebra span. So my voorspelling vir hierdie wedstryd, ek dink die Bulle gaan hierdie een gemaklik wen met tussen 25 en 35 punte en ja, ek kan net eenvoudig nie Zebra sien hierdie ene deurtrek nie. So ja, dit is my voorskou vir hierdie wedstryd mense. Ek hoop julle het geniet. Laat weet my daar in die klets wat julle dink gaan gebeur en dan sien ek julle later vir die wedstryd wat natuurlik om 1:15 afskop. Maak seker dat julle inskakel vir die regstreekse trotse Afrikaanse kommentaar van daardie wedstryd. Tot volgende keer toe. Totsiens van my kant af.